Hoofstuk 2 en ek gaan 6 verse lees, 1 tot 6. Lukas 2 vanaf vers 1 tot vers 6. Geboorte van Jesus Christus. En in daardie dae daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur van Syrië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. Die Here seën die lesing van sy woord om sy naams ontwil. Ek gaan vir Kimberlyn vra om vir ons die woord van die Here te kom seën. Thank you, Father God, for this honor and opportunity that I got, Father God. Father God, I pray the blessing over the word of the day and open our hearts and just silence the noise in our hearts, in our minds, Father God. And whatever is on pastor's mind and heart, Father God, let us acknowledge and let us indulge. In Jesus' name, I pray the blessing. Amen. Amen. Lukas begin die hoofstuk met 'n politieke inslag. Lukas kom en hy wil vir ons in die politieke gedeelte van hierdie hoofstuk neem. Voordat hy praat van Jesus, voor hy praat van Maria, voor hy praat van Josef, praat hy van twee belangrike figure in hierdie tyd. Twee Romeinse figure, twee baie belangrike figure in die tyd. Hy praat van keiser Augustus en hy praat van Cyrenius. Twee belangrike politieke figure in hierdie tyd. Augustus was die keiser van Rome vanaf 27 voor Christus tot 14 na Christus. Met ander woorde, uit 'n redelike lang tyd was hy in hoof van Rome. En Rome het klomp stede ingesluit. So hy was 'n magtige man gewees. Dit is hy wat vrede in die Mediterrane streek bewerkstellig het, deur wat hulle noem die Pax Romana of die Roman Peace. Met ander woorde, daar was oorlog, daar was ongelukkigheid in hierdie gebied, totdat hy gekom het en vrede gebring het in daai area. Ook vooruitgang, ekonomies, paaie en die goed was gebou as gevolg van hom. En nou kom Lukas en hy plaas die geboorte van Christus juis in die tyd toe hierdie keiser geregeer het en Cyrenius gouverneur was. Met ander woorde, Lukas wil eintlik vir ons sê dat die geboorte van Christus is nie iets wat ons uitgedink het nie. Lukas wil eintlik vir ons sê dat die geboorte van Christus is nie 'n fabel nie, maar dat dit werklik gebeur het. En hy gee vir ons die tydperk en die persone wat geregeer het gedurende die tyd toe Christus gebore gewees het. Aan die woorde, daar is by ons geen twyfel nie dat Christus wel gebore was gedurende hierdie tyd. Tyd van keiser Augustus en gouverneur Cyrenius. Lukas is een van die manne wat dan die geskiedenis gebruik om Christus se geboorte en die tyd van sy geboorte te kan herdenk. Nou dis nie vreemd vir
Lukas nie, want Lukas 1:5 sê hy, dat in die dae van Herodes was daar 'n priester met die naam van Sagaria. So hy sit weer die priester gedurende bepaalde historiese tyd, wat toe die koning Herodes geregeer het. So dit is asof jy nie kan afstry nie, Madors, want dit is asof dit op die kalender, historiese kalender, vir ons daar gestel het, dat Christus wel gebore is, en hy was in hierdie tydperk gebore. Ek gaan vir my vra, pastoor, wat het dit met ons te maak? Wat het hierdie koning en sy gouverneur met ons te maak? Jy sien, hy kom, Augustus, en hy sê dat almal wat in die Romeinse ryk is, almal wat daar is, moet teruggaan na die plek van hulle herkoms. In ander woorde, waar hulle voorouers was, want daar sou 'n sensusopname sou daar plaasvind. Elkeen moet teruggaan van waar sy voorvaders gebore was. Ek is seker, Lukas, as so 'n bevel vir ons moes gegee het, dan sal ons moet Miller toe gaan, want dit is waar die naaldstring lê. So jy moes gaan na waar jou voorvaders gewoon het. En omdat Josef 'n deel was van die lineage van Dawid, moes hy na Bethlehem gaan om daar die sensusopname te voltooi. So hy moes gaan, die koning sê, almal wat deel is van die ryk, hulle moet gaan na die plek van hulle herkoms. En Josef moes dus vir Maria neem, verswanger, en hy moes haar neem na Bethlehem toe, want dit is daar waar sy voorvaders, Dawid ensovoort, gebly was. Hierdie bevel van die koning forceer dus nou vir Josef om na Bethlehem toe te gaan. Hy het nie 'n keuse nie. Die koning het 'n bevel gegee dat jy moet gaan na die plek waar jou voorvaders natuurlik gewoon het. Was 'n moeilike trip, 70 tot 90 myl moes hy vir Maria neem. Sy was hoogswanger en hulle moes oor heuwels gaan en deur dale om in Bethlehem uit te kom, sodat hulle opgeneem kan word deur die sensus van koning Augustus. En nou sê vir my, pastoor, wat het dit met my te maak? Maria en Josef het bloot gegaan omdat hulle gehoorsaam was aan die keiser se bevel. Omdat hulle gehoorsaam was, daarom gaan hulle na Bethlehem om ingeskryf te word. Kom ek sê vir u, dit is nie so eenvoudig nie, Nika. Want jy sien, dit was deel van God se plan. Augustus het nie geweet dat dit wat hy doen eintlik om God se plan te vervolmaak nie. God dwing hom as het ware om die sensus op te neem, sodat God kan verseker dat Maria en Josef in Bethlehem uitkom, want die profesie sê, dit is waar hy gebore sou word. So God kom man, en hy laat wêreldsheersers, die keiser man, hy het beheer oor hom, hy kom en hy forceer hom, om seker te maak, dat sy kind in Bethlehem gebore word. Want op grond van sy bevel, het Maria en Josef natuurlik gegaan na Bethlehem toe. Jy weet, God het beheer oor alle wêreldgebeure. God het beheer oor konings. God beheer hulle en God laat toe dat sy plan wat hy vir die kind Jesus het, dat dit ter uitvoering kom. God gebruik hom sodat hy die profesie kan bewaarheid. Sien 700 jaar voor die geboorte van Christus skryf Micha
But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come forth for me one to be ruler over Israel. En jy, Bethlehem Ephratah, klein om te wees onder die geslagte van Juda uit, jou sal daar vir my uitgaan en een van die heerser in Israel sal wees. Ander woorde, God gebruik vir Augustus om vir die Josef en Maria te kry in Bethlehem, omdat God 700 jaar tevore het hy besluit dat dit is die plek waar die seun van God gebore gaan word. Dis nie vreemd nie, want jy sien die Joodse leiers het geweet dat Christus in Bethlehem moet gebore word. Wyse manne kom na Herodes toe en sê vir hom, daar's 'n nuwe koning wat gebore word. Herodes roep al die owerpriesters by mekaar en die skrifgeleerdes en hy wil weet waar gaan die kind gebore word. Hulle sê vir hom te Bethlehem in Juda, want so is daar geskrywe deur die profeet Micha. Antwoord is iets wat uit sy duim uit gesuig is nie. 700 jaar gelede sê God sy kind gaan in Bethlehem gebore word en hy gebruik vir Augustus onbewuslik dat hy seker maak dat die kind in Bethlehem kom sodat die profesie bewaarheid kon word. So baie dinge kon gebeur het, Madari. So baie dinge kon gebeur het om die profesie te verhoed. Josef en Maria kon besluit het, nee, ons gaan nie Bethlehem toe nie. Is nie nodig dat ons daarheen moet gaan nie. Maria was hoogswanger. Hoekom sal sy die moeilike pad vat? Keiser Augustus kon besluit het dat hy gaan die sensus uitstel tot 'n latere stadium. En dit beteken dat die kind nie in Bethlehem sou uitkom nie. Maria kon geboorte gegee het op pad na Bethlehem, of sy kon seer gekry het op hierdie 90 myl roete wat hulle geloop het. So baie dinge kon skeef geloop het. Nou wie God het beloof dat die Messias in Bethlehem gebore sou word. En daarom het hy alles in sy vermoë gedoen om seker te maak dat die profesie vervul word en dat Jesus in Bethlehem uitkom voordat hy gebore is. Hy sien God is in beheer. God is in beheer van wêreldsheersers. God is in beheer van wêreldgebeure. Hy is die een wat dinge kan verander sodat hy daardeur bevoordeel kan word. Hy gebruik die keiser onbewustelik om vir Maria en Josef in Bethlehem te kry. Daarom is God in beheer vandag nog van hierdie wêreld, van al die owerstes, alhoewel hulle dit nie wil herken nie, is God nog steeds in beheer. Hy beheer dit alles. Terwyl hulle besig was met al die dinge, was God besig om in die agter die scenes te werk, om seker te maak dat sy kind gebore word op die regte plek en op die regte tyd. Wat sê my pastoor? Wat wil jy vir my vanoggend sê? Die God wat die storie van Christus beheer het, is ook die een wat ek en jy se lewe beheer. Die God wat verseker het dat sy seun in Bethlehem gebore word, is ook die een, Madoris, wat in beheer is van ek en jy se lewe, wat verseker dat ons by sy plan wat hy vir ons lewe bewerkstelligheid wel uitkom. Soms wanneer ons ons lewe kyk en die klomp uitdagings wat ons het, oudie, dan dink ons dat die Here is nie in beheer nie. Soms wanneer ons hier so baie dinge gaan coach, dan wonder ons of Christus in beheer is. Maar kom ek sê vir jou vandag, Lionel, hy is ten volle in beheer van sy kinders se lewe. Hy sien Dawid, as jong seun kom die profeet Nathan
en hy salf hom as koning. En van daai dag af was Dawid 'n koning gewees, oudie. Maar hy het nog nie sy koningskap gekry nie, want Saul was nog koning op daai tyd. En Saul het hom gehand, man. Saul wou hom doodmaak. Maar Dawid het geweet hy was koning, maar hy was nog nie in sy koningskap nie. Hy kon alleenlik koning word as Saul sou sterwe. En dit was eers later met Saul se dood dat Dawid koning geword het. Hy moes deur al die stories gaan om uiteindelik die plan wat God vir sy lewe gehad het, om dit te verwesenlik. Josef is my so treffende voorbeeld. Josef se broers verkoop hom. Hy kom in Farao se huis. Die vrou van Farao raak verlief op Josef en wil hom verlei. Josef kom en hy gooi haar, wat sy op zo'n gooi weg. En hy weerstaan haar. En sy gaan sê vir haar man dat Josef by haar aangelê het. En Josef bevind hom in die tronken. Hy het deur so baie dinge gegaan. Maar jy weet, God het 'n plan gehad met Josef se lewe. Hy sou uiteindelik in Farao se ryk tweede in bevel word. En hy moes deur al daai goed gaan om by sy plan wat God vir hom het uiteindelik uit te kom. En nou sê jy, pastoor, dit was nie maklik nie. Dit was nie maklik vir Josef nie. Ek dink hy het soms ook getwyfel moontlik wat met hom gaan gebeur, maar God het 'n plan met Josef se lewe gehad en wat hy gemaak het was om hom te versterk en om reg te kry vir die volgende era van sy lewe. Hy kom op die regte tyd kom hy en hy plaas vir Josef in die koningshuis, tweede in bevel. Ons verstaan soms nie, Kimberlyn, waarom ons deur sekere dinge gaan nie. Ons verstaan nie waarom dinge met ons gebeur, soos wat dit met ons gebeur in Madol. Maar kom ek sê vir u vandag, dat die Here is nog steeds in beheer. Maak nie saak wat jy meemaak nie, en is deel van God se plan vir jou lewe. Eindelik gaan dinge kom waar God jou gaan plaas op die plek waar hy wil hê jy moet wees. Binnelie doen aansoek vir 'n pos en sy kry die pos, maar nou is die man wat in hoof is van Dora, van haar departement, hy is nou vol moeilikheid. Hy wil nie hê sy moet gaan nie, maar ek wil vanoggend vir haar sê, die Here is in beheer. Hy kan maar die hoof wees van die hospitaal, hy kan die president ook wees, maar wanneer my God iets wil doen, gaan hy nog hom gebruik om jou op die plek te kry waar God wil hê jy moet wees, want hy is in beheer van ons lewe en van alles. Ek sluit af Romeine 8 vers 28. And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Vir hulle wat die Here liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat geroep is volgens sy voorneme. So Lionel, jy mag miskien vra, jy mag miskien twyfel oor wat jy deurmaak of meemaak. En soms voel jy coach die lewe behandel jou onregverdig. Maar kom ek sê vir jy, daar's 'n God daarbo wat alles sien. Daar's 'n God daarbo wat alles weet. Daar's 'n God daarbo wat in beheer van alles is. En wanneer die tyd reg is, wanneer sy plan se tyd reg is, gaan hy jou plaas waar hy jou wil hê. Op die regte tyd gaan hy jou plaas. Hy gebruik Augustus op die regte tyd om seker te maak dat 'n profesie bewaarheid word en dat Christus gebore is in Bethlehem. Mag God ons help, mag hy ons krag gee, mag hy ons genade skenk, dat ons nooit sal twyfel in dit wat hy in staat is nie.
Weet soms sondig gewoon, soms is ons 'n bietjie hastig, want ons wil hê dinge moet vinnig gebeur. Maar in God se tyd en God se plan gaan hy dinge in ons lewe laat gebeur. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons vanoggend kon herinner word dat U die Here is in beheer van wêreldgebeure. U is in beheer van hierdie wêreld en sy mense. En wanneer Here U wil hê dat iets moet gebeur in ons lewe, dan gaan U dit laat gebeur. Het maak nie saak wie teenstrydig is nie. My God, U gaan hulle wat in ons pad is, gaan hulle juis gebruik om ons plan, om U se plan te bewerkstellig. Ons gaan almal deur challenges, my God. Ons gaan almal deur baie dinge, maar ons word bemoedig deur die woord volgens wat sê, moenie bekommerd wees nie, Christus is nog steeds in beheer, en dat alles gaan goed loop vir hulle wat op die Here wag. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.